my oop te maak by Joshua 24. Dis amper heel voor in jou Bybel. Nou, almal van julle ken die storie van Joshua, of as jy iewers in 'n kerk groot geword het, of jy het sonnaskool toe gegaan, dan sê jy gehoor het dat Joshua was vir die meerderheid van sy lewe, was hy Moses se regterhand man gewees. En hy was toe die natuurlike opvolger gewees, toe Moses sterf, toe is hy die een wat die volk in die beloofde land in moes lei. Ag, en ek wil julle nou nie besig hou met die geskiedenis van dit nie, maar ek dink julle almal besef dat hierdie volk wat God uit Egipte uitgebring het, hierdie uitverkore volk van hom, ten spyte van wat hy alles vir hulle gedoen het, hoe goed hy vir hulle was, die wonderwerke wat hulle gesien het, wat hy gedoen het, kies ouens het hulle elke nou en dan het hulle teruggevoeter hulle verlang terug na Egipte toe. Onthou julle daai stories, nê? Op 'n kol, ek meen hulle is net uit Egipte uit, en Moses bly so bietjie langer weg as wat hulle verwag het, toe het in die berg op is, en onmiddellik begin hulle moan en hulle begin groan, maar waar's Moses? Het hy van ons vergeet? Wanneer kom hy af? En hulle begin terug, die Bybel sê hulle begin terug verlang na die kospotte van Egipte. En julle ken die storie, voor hulle self kry, toe bou hulle 'n goue kalf, en hulle begin voor hierdie goue kalf aanbid. So dit was 'n tendens wat by hulle plaasgevind het. En God waarsku hulle toe hy Moses van die berg afkom en hy gee vir hulle die wette en hy praat met hulle, toe sê hy vir hulle, julle moet nou pas op, dat wanneer julle nou hier in hierdie nuwe beloofde land ingaan, hierdie land van melk en honing, moet julle pas op, julle gaan nou tussen 'n ander klomp mense woon. En hierdie klomp mense aanbid afgode soos wat julle vanuit Egipte uitgekom het. Hulle het ander gode voor wie hulle neerbuig. Pas op nou dat julle nou nie in daai struik val van daai ouens se gode nie. En wat gebeur? Dit gebeur. En die Here moet gedurig met hulle praat en hy moet hulle gedurig waarsku en vir hulle sê, hey, onthou waarvan het ek julle uitgebring? Ja, en dan kan jy na daai volk kyk en kan jy sê, hoe stupid kan jy wees? Amen. Wie van julle stem saam? Hoe dom kan jy wees? Die Here red hulle uit dit uit, en dan nog steeds bly hulle terug verlang en bly hulle terugvoeter na dit toe. Wie van julle dink dis absoluut gekkigheid? Kan ek jou hande sien? Kom gou steek gou handjies op. Ek weet die party ons steek hulle hande op, want hulle kan sien waartoe hierdie aanmerking gaan. Strap ons nie maar in dieselfde strikke nie. Nee? Wie van ons is gered uit Egipte uit sonde uit slawerny uit? Kan ek gou sien wie is almal gered? Kan die res van julle kan na die tyd met my kom praat, dan reël ons gou julle redding. Maar ouens, as jy gered is, dan is jy bloedgewas, jy skoon, jy's kind van God. Nou is jy in hierdie beloofde land, geestelik, is ons nou in die beloofde land in. Maar tog doen ons dieselfde. As ons onsself kry, Jesus ouens, dan staan ons om die braaivleisvuur en ons vertel mekaar van, Alf, onthou jy? JP, onthou julle manne hoe het ons gevat, papi? Onthou julle daai stories? Nee, wie van julle giggel en lag nog lekker oor daai ou stories, nee? Jy's nou baie ouens wat ek nie wil uitsonder nie, maar hulle gesiggies bloos so. En dis wat baie keer met ons gebeur. Voor ons onsself kry, dan struikel ons of ons verlang terug of ons in die atmosfeer van dit, net voordat Joshua sterf, kry die volk by mekaar en hy het sy laaste groot goeie toespraak met hulle. Dis wat elke goeie leier doen, julle weet dit. Net voordat hulle 'n groot oorlog het of voordat hulle groet, dan kom hulle almal by mekaar en dan het hierdie ouens nou hierdie sterk toespraak wat hulle gee. Wie van julle het al ooit Braveheart gekyk? Het al ooit Braveheart gekyk en dan sê jy nou weet, nee. Daai tipe ding. Of as jy Julius Malema volg, en sal jy sien, hy kry dit ook reg om sy mense op te sweep, nee. Maar hier doen Joshua dit, en hy kry hulle by mekaar, en hy begin met hulle praat. En ek wil nie die hele stuk lees nie, maar hy som op van waar hulle vandaan kom as 'n volk, en hy begin en hy vertel vir hulle, onthou soos wat Abraham uit sy pa se land uit weggevoer is, en na 'n nuwe land toe gegaan het, wat hy nie geweet het waartoe nie. Hy begin daar, en hy vertel hoe dat God saam met hulle was. En hy vertel hoe dat God hulle uitgekies het, en hy vertel hoe God hulle geplaas het op sekere plekke, en hoe dat deur al daai goeters,
tot op hierdie punt, hoe dat God by hulle was. En dan hier in hiervan van so vers 14 af. Eintlik 13, lees hier van vers 13 af. Hier praat die Here, hy sê, so het ek julle dan die land gegee waar julle nie aan gearbei het nie, en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Vrees dan nou die Here, en dien hom in opregtheid en in waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het, oorkant die Eufraat in Egipte, en dien die Here. Julle hoor sy pleidooi, nee. Julle hoor sy pleidooi by sy mense. Asseblief julle dien die Here in opregtheid en in waarheid. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oorkant in die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. My boetie en sussie, en hierdie pleidooi is vandag nog steeds so van toepassing en van pas, soos wat dit was duisende jare terug, toe hy dit voor hierdie klomp Israeliete gesmeek het. God staan nog elke dag by jou, met die Heilige Gees, kom staan nog elke dag by jou en by my, en hy maak hierdie pleidooi. Kies dan, wie gaan jy vandag dien? En ek en jy staan elke dag, wanneer ons opstaan, voor hierdie keuse. As jy wakker word in die oggend, moet jy kies, wie gaan jy dien? Die gode van jou vaders, die gewoontes van wat jy geleer is en wat jy uitkom, die tradisies van jou ouers. Want die waarheid is, ouens, met ons, en ek praat spesifiek met ons as Afrikaners, ons het in verskriklik godsdienstige huise groot geword. Maar ons almal weet dat die feit dat ons in 'n godsdienstige huis groot geword het nie noodwendig beteken dat ons die Here gedien het nie. Want ons het groot geword in huise en ons het groot geword in lewens waar daar baie dubbelsinnigheid was. Ons het groot geword in huise waar God se woord en sy beloftes, laat ek eerder sê, sy verbond was week in en week uit vir ons gelees. As jy die kerk ingestap het, dan het hulle vir jou die 10 gebooie gelees. En dan staan die predikant en steek sy hande op en hy spreek die seën van die Here oor jou uit. Maar deur die week, dan breek ons die een na die ander een van daai gebooie. Nou miskien nie jy is 'n kind nie, maar ons het in huise groot geword waar ons ouers dit gedoen het. Sê vir my, Dion, maar jy verf nou met 'n baie breë kwas. Jy veralgemeen nou wreed. Miskien is dit so, want dit is obviously nie in al die gevalle so nie. Maar vir die meeste van ons het ons in hierdie godsdienstige huise groot geword, maar wat ons gesien het, wat ons gehoor het, was nie noodwendig wat God se woord vir ons gesê het nie. Ons het weergawes van dit is ons geleer. Ek maak 'n stelling en ek weet ek maak ouens nikkerig baie keer as ek dit sê, maar dis iets om te noem. Ons het in 'n land gebly wat verskriklik godsvreesend is. Ons het monumente opgerig om oorwinnings wat God vir ons gegee het in sy naam te gaan vier. Maar in daai selfde asem het ons voorouers beleide geskep, regeringsbeleide wat ander mense onderdruk het. Wat ander mense as minder mense geklassifiseer het. Is nou stil, nee. Ons het daai monumente opgerig, ons het daai feeste gevier, ons het die 10 gebooie gelees, maar in dieselfde asem dan van ons predikante van die kansel af 'n apartheidsbeleid gepreek. God se woord gebruik om te sê dat daar skeiding tussen ons mense moet wees.
Ek wil nie politiek praat nie. Al wat ek vir jou wil sê is ons moet onsself vra, hoekom het ons land in hierdie gemorsige land wat ons nou in is? Daar's 'n skrif wat die Bybel sê in Efesiërs 6. Galasiërs 6. Hy sê dat God laat nie met hom bespot nie. Net dit wat jy saai, dit gaan jy maai. Nou dink gou vir 'n oomblik, as ons God se woord gebruik het om so goddelose beleid te bedryf, uit die regering uit en uit die kerk uit, wat dink jy doen ons? Anders is om te sê ons maak 'n bespotting van God se woord. Kom ouens, iewers moet ons nou eerlik oor hierdie goed wees. Ek sê dit nie om jou te slaan nie, of om jou skuldig te laat voel nie. Ek wil net vir jou 'n punt maak om te sê, dis wat Joshua hier uitgerig het. Dis wat hy daai tyd gesê het, hou op om die gode van jou vaders, om terugverlang na hulle toe, om hulle te wil dien. En dit sê nie, ons mag nie terugverlang na die goeie dae, en na goeie regeringskap, want alles was nie sleg gewees nie. Hoor my vanoggend nou. Al wat ek sê is, ons moenie in dieselfde struik trap as wat ons voorouers getrap het. Dat ons godsdienstige oefeninge uitleef of beoefen in so 'n setting. Maar as ons die uitbeweeg, hoe lyk ons lewens dan? Wat is ek en jy besig om ons kinders te leer wat ons by ons ouers geleer het? Of is ons besig om soos Joshua te sê, Ek maak die besluit, ek maak die keuse om te sê, ek gaan die Here dien. Nie 'n weergawe daarvan nie. Nie ietsie wat ek gehoor het wat iemand gevat het en dit aangepas het om hulle sekere ideologie of hulle wêreldvisie te pas nie. En ek vra jou vanoggend, daai is nou een voorbeeld. Dis nou 'n verskriklike ekstreme voorbeeld. Daai politieke ene. Maar ek vra jou vanoggend, wat se keuse maak jy elke dag? Wie dien jy? My probleem as Dion van Sail is nie so seer dat ek voor ander afgode gaan neerbuig nie. Die grootste God voor wie ek andersins buig is myself. Jesus ouens, kom ek jou sê, daar's niemand vir wie ek so kwaad kan wees soos vir myself nie. Nie eers vir die duiwel nie. Hierdie Dion van Sail, ek like om te doen wat ek wil. En ons praat baie oor, ons praat van ou vleesie. Hierdie vleesmens van jou, wat sy begeertes en sy passies wil uitleef, om te doen wat hy graag wil. Dit is my tafste keuse. As ek wakker word in die oggend, moet ek 'n keuse maak, as my oë oop gaan ek vanoggend my dag begin, deur om tyd saam met God te spandeer. Dis waar my eerste keuse begin. Dis die eerste fight van, wie gaan ek dien? Gaan ek my vlees dien, wat vir my sê, ag, lê net nog so 'n stukkie. Nee? Trek vir Karen so 'n bietjie nader, en hou net so 'n bietjie vaster. Dis 'n goeie geleentheid om net so 'n bietjie tyd met jou vrou te spandeer. Ag, Here, ek het daarom nou al hierdie week al so 2 keer opgestaan vroeg om by u tyd te spandeer. Of Here, ek het nie tyd nie, want my dag begin al laat. Ek moes my snoes, moes ek al 4 of 5 keer gedruk het. Want ek is haastig, so skus, ek het nie nou tyd om by dit uit te kom. Dis waar my dag se keuse begin van, wie gaan ek kies om te aanbid? En hy maak hierdie pleidooi, en hy skreef vir hulle, maak asseblief hierdie keuse. Vers 15, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vandag wie wil jy dien. In ander woorde, maak up your mind. Nee, wat is die regte woord? Make up your mind. Hoor, hy probeer hulle nie manipuleer nie. Hy stryd op die man af en hy sê, as dit dan vir jou verkeerd is om die Here te dien, is fyn. Dan is dit reg so. Maar dien dan daai God wat jy wil dien hom dan met oorgawe. Hou op halfhartig leef. Hou op om 'n hipokrit te wees. Hou op om een voet in die wêreld te hê en een voet in God se koninkryk. Besluit nou, wie wil jy dien?
Want my boetie en sussie, die probleem wat ons het is, ons confuse almal om ons. As ons so dubbelhartig leef. Jy confuse jouself, jy confuse jou kinders, jy confuse die wêreld, want hulle weet nie wie is jy nou eintlik nie. Is jy nou kind van God? Of is jy maar nou nog steeds 'n ou wat in die wêreld leef en ag man, maar weet jy die ou baas verstaan my mos. Ons het mos sulke simpel goed wat mense sê. Kies. Maak jou mind op. As jy die wêreld wil kies, as jy brandewyn wil kies, as jy party wil kies, as jy kuier wil kies, as jy jou pornografie wil kies, as jy nou jou dobbel wil kies, doen dit dan. Don't be chicken. Moenie die Here gebruik as jou safety belt nie. As jou emergency exit vir wanneer die poppot hierdie waier gaan en dan roep jy hom aan nie. Wees mans genoeg en bly by daai besluit. Leef dan voluit vir die wêreld. But stop confusing people, stop confusing yourself. Want jy weet naderhand nie eens meer waar jy staan nie. Dis hoekom jy so gemaklik in daai leefstyl leef. En dis sy waarskuwing. As dit dan vir julle verkeerd is, ouens, as dit vir jou verkeerd is om ten volle uitverkoop te leef vir Jesus Christus, as daai prys vir jou te veel is, daai koste wat jy moet bereken, Lukas 14, as dit wat jy moet opgee is, dit wat jy moet neerlê te veel is, then don't do it. Vat die chicken route, gaan die maklike pad, daai breë weg, hol op hom, daar waar almal al saam hardloop, gaan hardloop aan saam met hulle. Maar kies, om Vaders naam, kies. Nou verskoon my as ek nou 'n bietjie ernstig hieroor raak, maar ek hoor die erns in hierdie ou se stem. Want hoekom waarsku jy hulle so? Ons het laasweek hy skrif gelees wat die Here gesê het in Deuteronomium 5, waar hy die stelling maak en hy sê, as julle tog net julle harte na my toe wil draai, as julle tog net wil luister, as julle net gehoorsaam wil wees, die Here sê dit, hy sê, asseblief, sodat dit goed kan gaan met julle. Dis hoekom hy hierdie pleidooi maak. It's not because he's a cosmic killjoy, dis omdat God 'n party pooper is nie, dis omdat jy al die van uit jou lewe uit wil haal nie, dis omdat hierdie Vader van jou weet waantoe daai keuse wat jy gaan maak om hom nie te dien nie, waantoe dit jou gaan vat. Breed is die pad wat na die verderf toe lei. En baie gaan op hom wees. My boetie, my sussie, jong mense wat hier sit, jong mense is verskriklik intelligent vandag. Hoor wat vra hy vir jou. Hoor wat waarsku jou teen. Daai breë pad, daar's baie op pad soontoe. Maar hy smal weg. Hy sê nie baie gaan hy pad vind nie. En dis hoekom ek vanoggend hierdie pleidooi bo jou wil kom lê en vir jou sê, kies. In the name of Jesus, kies. Wie gaan jy dien? Wie gaan jou God wees? Die God van jou voorvaders? Die God van jou geskiedenis? Die God van jou godsdiens? Want kom ek jou sê, nou soms so 'n bietjie backtrack na wat ek nou gesê het. Ons probleem met ons Afrikaners is, selfs ons nasionaliteit raak vir ons 'n afgod. Kyk baie keer wat so T-shirts drink mense. Hulle sê dit spottend gewys, maar dit sê vir jou wat die intensie agter dit is. Praat Afrikaans of hou jou bek. Julle het dit al gesien? Nou sien die ouens wat die T-shirts in hulle kas het, almal like, oh my word. Gaan 'n R400 se T-shirt braaivleis toe. Hoor julle wat ek sê? Daar's 'n fyn arrogansie. Ek het myself die afgelope 2-3 maande het ek die fout gemaak om te begin om op Facebook sekere goeters te lees wat mense skryf. Yes, en ek het myself nou aangestel as 'n kommentator op 'n klomp van hierdie menings. En weet jy, jy is nou so slim soos ek, kom kies jy dan jy baie om te sê. En ek lag baie keer oor die kommentare, maar dit is vir my skrikwekkend om te sien hoe mense wanneer veral in hierdie politieke omgewing wat ons onsself nou invind, nê? Jy hoor die arrogansie wat by ons mense is. As dit nie vir ons was nie. Ek wil so vir julle kyk so in julle oë, want dis wat ons sê.
As dit nie vir ons was nie. Nee, ou kwagga. As jy hierdie woord lees, dan sal jy sien, God sê, as dit nie vir hom was nie. Amen. Ons is net die voertuig wat hy gekies het, om hierdie evangelie op hierdie kontinent te kon versprei. That's it. More than that, is jy verwaand en arrogant om te dink dat dit jy was. Dat dit ons was. Ons ou volkie. Die bestaan wat ons het, is alleenlik omdat God ons 'n bepaalde missie gegee het. Maar nou trek ons goeders aan. Nee, dis ons. So, wie is jou God? Wie dien jy? Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode van julle vaders daaroor kan die Eufraat, wat hulle gedien het, of die gode van die Amorite wie se land julle nou inwoon. En dis die hartseer waar ons onsself nou invind. Ek sien hoe dat mense keuses maak op grond van die gemak wat ons almal het. As ek sien hoe maklik, hoe goddeloos ons geword het. Simpel eenvoudige goeders, wat nie eenvoudig is nie, diep ontstellend, maar hoe maklik dit vir ons geword het om goeders soos aborsies te aanvaar. As jy vandag met mense praat oor aborsie, die verskil daaroor, is dit verskriklik om mense, ons mense, se mening oor dit te hoor. Dit het so blasey geword. As ek sien hoe ons gemaklik geraak het, dat ons as Christene, ek kan nie praat van die wêreld nie, ek praat van ons as gelowiges, nie? Ons wat ons self sê, ons dien die Here. Dit is skrikwekkend om te sien hoeveel jong mense bly al saam met mekaar voordat hulle getroud is. Ag Dion, jy's uit die oude doos. Nee, ek kies net om te glo wat hier staan. Ek sien, dis die verskil dan wanneer jy die besluit maak om te sê, ek dien die Here, moet jy weet, wanneer jy hierdie stelling maak en jy dit gaan begin leef, moet jy weet, jy gaan 'n aanstoot wees vir die ander wat die keuse maak om te sê, ek wil die gode van my voorvaders. Of die gode van die land wat ek nou inwoon. Sag regtig, Dion, maak dit regtig saak? Ja, dit maak regtig saak. Dis hoekom hy vir jou gesê het, bereken die koste. So ek sien hoe goddeloos ons seksueel leef. As jy vandag met my kinders, my meisiekind, ons het hierdie gesprek het ons nou obviously baie, want sy's pragtig en sy's mooi en ek was ook 'n seun op 'n tyd gewees en ek verstaan hoe haar maatjies om haar dink. Maar dit verstom my, dat vandag wanneer meisies oor maagdskap praat, die van julle wat nie daai woord weet nie, dit beteken to be a virgin. Ouens, jy word uitgeskuif, daar word vir jou gelag, jy word bespot. Regtig, 2025, en jy praat nog oor sulke nonsens. Jy sien, want die verwoesting wat dit veroorsaak het, toe die Here vir hulle 4-5 jaar terug hierdie wette gegee het, daai verwoesting van 'n sedelose lewe is presies nog dieselfde in 2025. Wat is ons nou? 26, skus. Hoor julle wat ek sê? En ons praat nie met mekaar oor hierdie goed nie. En ons like om die jong mense te slaan, maar wat van ons volwasse mense, ons ouer mense? Wat vir jare lank in verhoudings bly saam met mekaar asof hulle getroud is en hulle is nie getroud nie. Regtig, Dion? Ja, regtig. Dis nie my woord nie. Ouens, as jy aanstoot vang, don't shoot the messenger. Take it up with head office. En dan gee mense vir jou verskonings en hulle sê vir jou, Dion, maar weet jy wat? Die Here ken ons situasie. Boy, oh boy, have you ever been deceived? Want as jy vir daai dinge verskoning moet maak, dan moet jy vir al die ander goeders moet ons verskonings ook voor kan maak. En ekskuus, my intensie is om jou in die begin van die jaar al om te krap, nie? Maar ons moet oor hierdie goed praat. If you want the blessing of God in your life, as jy wil hê dit moet goed gaan met jou, luister vir hom. Asseblief, luister vir hom.
Sê hierdie pastoor vandag vir jou. Sê vir Dion, maar jy het dit maklik, jy's die pastoor. Here Jesus. Ek het dieselfde uitdagings, ons manne wat hier voorsit. Ons het dieselfde uitdagings, ons is ook getroud met vrouens. Ons het dieselfde swakhede, ons het dieselfde versoekings. En ek is net jy wat kwaad raak as hy perd op hy stage staan en dans. Heel de boer, heel de farmer. Ouens, as jy weet wat ek van uitkom en wat my agtergrond is, dan sal jy nie verstaan wat se emosies word hier binne in my opgewek nie. Ek kan nie vir jou sê wat gebeur nie, spoeg droog so in my mond op. Soos wat ek nou hier sweet, slaat dit so hier op my boelip uit, nee. En dan moet ek myself beteel, want dan voel ek, Here, Jesus, asseblief, asseblief. Ek het dieselfde uitdaging, sê ek, soos almal. Maar ek het geleer en ek het gesien, dat om die Here te dien, is by verre die beste. Julle kan wragtige ordentlike hande klap gee vir dit. Kom nou ouens. Ek praat oor hierdie ding baie keer. Dan sê ek vir die ouens, jong, julle is nou lekker nikkerig. Hulle raak nou nikkerig vir die regering van ons. Hulle is korrup en hulle is dit en hulle is daai. Maar kom ek sê, nog geen ander etniese groep in ons land het my al so bevark met besigheid, soos van my eie mense nie. Wie van julle kan amen op dit sê? Waga. Ons mense. Joe. Sit hierdie week en gesels weer met iemand. Ek kan nie my ore glo as ek hoor hoe ons mekaar raak ry nie. En dan is ons so blasey oor dit. So, traak my nie agtig nie. Here, hoe is dit moontlik? Kan ek jou sê, dis moontlik, want ons maak nie daai keuse om te sê, ek gaan die Here dien nie. Ek gaan my lewe leef, my besigheid doen soos op God se woord vir my sê om dit te doen nie. Dis omdat ek besigheid doen soos ek voel. En soos ek besigheid doen soos wat dit my die beste, die meeste voordeel wat ek uit dit uit kan trek. Dis hoekom ek nie worry of ek jou sink nie. Dis hoekom ek nie worry as ek jou nie betaal nie. Pla my nie, want wie kies jy? Wie gaan jy dien as God? Hierdie God wat jou gered het. Hierdie God wat jou uit Egipte uitgehaal het, soos wat Joshua daarvan praat. En daar's 'n waarskuwing in dit. Hoor wat sê hy vir die volk. En dis iets wat ons nuwe testament gelowiges vir een of ander rede hoor ons nie hierdie waarskuwing nie. Hier van vers 16 af. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons af, dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Hoor julle wat sê hulle? Oor ons dooie liggame, dit sal nie gebeur nie, ons sal nie ander gode gaan dien nie. Dis ver van ons af, ons sal nie. Vers 17, want die Here onse God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte, uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan het, onder al die volke wanneer ons dwars deur ons getrek het. Dit klink amper soos ons ou volkie se storie ook. Maar hier is vir ons meer geestelik. Hulle sê ons sal hy Here dien. Ons maak 'n keuse om te sê ons gaan hy God dien, wat ons uit Egipte uitgehaal het, daai God wat jou gered het, daar waar jy was in jou sondige toestand. Daar waar jy verlore was. Daar waar jy op pad hel toe was. Met wat ook al jy besig was, in die toestand wat jy ook al was. Jy sê ons van ons was ons maar rubbish geweest. Hulle sê ons gaan daai God gaan ons dien, wat ons kom haal het daar. Terwyl ons vuil was, terwyl ons ontrou was. Ons gaan hom dien. Vers 18. En die Here het al die volke, die Amoriete, die inwoners van die land voor ons uitverdrywe. Ook ons sal die Here dien, want hy is onse God.
Hulle kom in 'n ooreenkoms, hulle kom in 'n saamstem. Hulle het 'n quorum. Ons God, ons gaan hom dien, hy is ons God. Nie net 'n God wat ons van praat nie, nie net wat ons elke nou en dan in hardloop daar in die pitlyn om van 'n gou 'n service of 'n paptaier gesort te kry nie, nee, hy is ons God. Vers 19. Hoor nie to double down, Joshua. Maar Joshua het vir die hele volk gesê, julle kan die Here nie dien nie. Jy dink julle almal sê nou volgens my, yes, ons gaan die Here dien, en ek sê vir jou, jy gaan nie die Here kan dien nie. It's too much for you. Jy's te slaphakkig, jy's te swak, jy's te ontrou. Wat gaan julle vir my sê? Wie vir my sê, ek vir jou sê, jy sal nie kan nie man, jy's nou groot bravade, jou mond is nou groot, want jy's opgesweep, en jy wil nou nie die enigste peanut wees wat sit, is almal opstaan, en hulle sê, yes, ons gaan die Here dien nie. So nou staan jy onder groepsdruk op. Hy sê, jy gaan nie die Here kan dien nie. Hoekom nie? Hy sê, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortredinge en julle sondes nie vergewe nie. Klink verskriklik. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig nadat hy aan julle goed gedoen het. Ouens, onder ons Nuwe Testamentiese mense, is daar 'n beweging wat sê, once saved, always saved. Dit beteken ons dink omdat ons een keer gered was, en omdat ons kinders van God gered is, nou is ons outomaties op pad hemel toe. Sê jy, maar hier is nou Ou Testament. Blaai gou saam met my na Hebreërs 10 toe, en dan gaan ek klaarmaak. Dis amper agter in jou Bybel, en hy praat hier met Hebreërs, en dis die Joodse gelowiges wat tot bekering gekom het. Ek gaan vir julle nou so 'n stukkie lees, maar gaan hom vinnig lees. So bly gou saam met my hier van vers 19 af. Hebreërs 10 vanaf vers 19. Hy sê, terwyl ons dan broers vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart uit volle geloofsversekerheid, die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die doop van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, dis die mense wat nie kerk toe kom nie, maar laat ons mekaar vermaan, en ons des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsettelik Sondag, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Joshua sê vir hulle, as julle hierdie keuse maak om te sê, julle kies God en julle gaan hom dien, maar julle draai weer terug, julle bly nie by hierdie belofte, julle bly nie by hierdie nie, sal God julle vernietig. Nou kom hy in die Nuwe Testament, en nou praat hy weer met die Joodse gelowiges, want hulle verstaan daai konteks. En hy sê vir hulle, ons wat Jesus Christus aangeneem het, want ons, as ons opsetlik, vers 26 gesondig het, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie.
maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die Nuwe Testament waarmee hy geheilig is, onreinig geag het en die gees van genade gesmaak het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal hulle vergelde, spreek die Here. En die weer sê hy, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val aan die hande van 'n lewendige God. Boetie en sussie, ons wat hierdie Nuwe Testament belofte, hierdie nagmaal vier. Please, don't be deceived. Moenie mislei word nie. Daar's 'n rede hoekom Christus vir ons gesê het, as jy agter my wil aankom, moet jy die koste bereken. Want as jy bly terugdraai, as jy bly teruggaan en jy verlang terug na Egipte toe en jy voeter weer terug na daai ou gode toe en jou ou gewoontes en jy karring en torring weer met jou ou sondes wat hy jou van vrygekoop het, wat hy jou losgekoop het, hy het betaal met sy seun se bloed. Dis hoekom hy hom vervies. Dis hoekom hy kwaad raak. Dis hoekom hy sê hy sal vernietig, want jy trap op die bloed van my seun. Want jy weet beter. Weet jy wat het dit my gekos om jou los te koop? Om jou vry te maak van daai gewoontes, van daai sondes, daai goed wat jy held. Weet jy wat het dit my gekos? En nou kom ons opsetlik en ons trap op daai bloed van sy seun, hierdie sap, hierdie, wat ons drink. Hy sê, wanneer jy aanhou om opsetlik, hy sê, hy bloed wat gestort is vir jou, jy kan trap op dit asof dit niks is nie. Hoekom? Ag, want hy gaan vergewe. Sy genade is mos elke dag vir my nuut. Nee, daar's genade vir wanneer jy swak is. Nie wanneer ek in jou opsetlik terugvoeter nie. Kies vandag. Manne, vroue, kinders, kies vandag, wie gaan jy dien? Is Mammon jou God? Buig jy voor hom neer, bepaal Mammon hoe jy leef, wat sy besluite jy maak, of jy vir God of teen God is. Ag nee, regtig, Jon, maak jy nie die pap so bietjie dik aan nie, ek weet nie, sê vir my, wat lees jy daar? Lyk dit vir jou of hy so bietjie die pap dik aangemaak het? He means what he says. En die wêreld sit en wag vir sulke mense om op te staan. Die wêreld sit en wag vir manne en vroue van God wat onbeskaamd sê, watch my, ek en my huis, ons sal die Here dien. En daai ek begin by die paas. Die hoof van die huis. Ons praat baie oor en ons sien dit hoeveel keer. Hoe dat die maas die leidende rol moet vat in die huis wanneer dit by die geestelike beoefening kom. Sy het God se orde uit. Joshua, die leier van die volk, die leier in sy huis, het gesê ek vat die verantwoordelikheid op my. It's mine. Sê jy man, maar hoe doen 'n mens dit? Dis hoekom jy in die kerk moet kom om te kom leer. Dis hoekom Hebreërs 10 sê, moenie die onderlinge byeenkomste mis nie. My pa het my nou die dag vir my gesê, hey, hou op om te sê jy is jammer. Nee, ek wil vir jou sê, ek is glad nie jammer om mee oor die goeders te praat. Want ons vermaan mekaar nie. Ons is versigtig, ek wil jou tog nie ontstel nie. Want nou wip jy jou stert en dan move jy en as jy move, dan vat jy jou finansiële kontribusie saam met jou. So nou verdra ek jou nonsens. En ek verdra jou ongehoorsaamheid. En ek vertrou, ag Here, U sal met sy hart werk. Man, leer om gehoorsaam te word. En as jy jou stert wip, en as jy kwaad raak, en as jy voel, hier is Dion, maar is too much, in die naam van Jesus, gaan. Ek sê dit nie verwaand of arrogant nie. Maar wanneer ek jou spaar, omdat ek
jou jammer kry, of omdat ek voel ek moet jou finansiële toestand in ons gemeente moet ek in ag neem, dan is ek besig om jou te na te kom. Want ek praat nie met jou die waarheid wat jy moet hoor nie. En nou is die moeilike ding van julle is nog my pelle. Weet jy, eigenlijk is dit om vir jou chommies te moet sê, hey, maar nou nooi hulle my nie meer vir 'n braai nie. Hallo, jy dink jy dit moeilik? En daardeur sê dit nie dat ons mekaar die hele tyd judge nie. Ons sit nie in wag om te kyk waar kan ons mekaar uithaal nie. Om mekaar te vermaan is om eerlik genoeg met mekaar te wees en sê, hey Gideon, hey Boeta, hierdie wat jy nou doen, hierdie wat jy nou praat, hoe jy nou optree, it's not godly, my brother. Dis nie die Here van ons verwag om te wees nie. Kom staan nie by jou en ek vertel jou oor hy tandestokkie in jou oog, maar die binnekant is hier 'n telefoonpaal in myne nie. Julle Jesus het daai storie vertel van die splinter en die balk. Anders raak ons judgmental. Dis nie wat ons doen nie. Ons vermaan mekaar. Terug te kom na my punt, dis hoekom jy hier moet wees sodat jy geleer kan word hoe lei jy jou huis. En dis wat ons hierdie volgende klomp weke gaan doen. Ons gaan nou begin om prakties te begin praat oor hoe moet God se kinders se huis lyk? Hoe moet ons lewens lyk? Ons gaan nie meer praat oor die 10 punte om jou 'n suksesvolle besigheidsman te maak nie. Hoe oorleef jy in 'n wêreld van chaos, nie? Hoe staan jy sterk in die aangesig van storms, nie? Ouens, daai mooi preke het ons al genoeg gepreek. Dis tyd dat ons nou op 'n plek kom wat ons moet begin doen wat God se woord vir ons sê om te doen. En ons mense dit prakties begin leer. En dit begin by ons huise. Maar dis nie net Joshua nie, hy sê ek en my huis. So daar's 'n rol wat die pa het om te speel. Dan is daar 'n rol wat die ma het om te speel. Dan is daar 'n rol wat die man het om te speel as 'n man van die vrou en die vrou is die vrou van die man. En dan is daar 'n rol wat die kinders het om te speel. Ons het nooit hierdie goed geleer om dit ordentlik toe te pas nie, want al daai verantwoordelikhede het ons altyd op iemand anders geplaas. Ons het die kerk met die sonnaarskool. Hulle gaan my kind leer van Jesus. Gaan lei hom by die sonnaarskool af, of vroeër jare as jy opgelaai met bussies. Dan kom sit jy by die sonnaarskool en dan sit 'n sonnaarskoolonderwyser se werk. Of is die predikant se werk. Maar ons is nooit geleer hoe ons as leiers in ons huise, hoe dat ons daar begin om ons kinders te leer van God nie. So ons kinders sien dit nie by ons as paas nie. Dis die goed wat ons gaan leer hierdie volgende paar weke. So ek wil vir jou vra asseblief, moenie dit mis nie. Dit gaan jou lewe, dit gaan jou gesin, dit gaan jou kinders se destiny begin verander. Sê so 'n bietjie destiny. Wat 'n mooi Afrikaanse woord vir dit? Toekoms. Ek sê nou vir jou, dit gaan julle toekoms begin verander. Dit gaan die goed wat in jou lewe gebeur het, wat sleg, verkeerd, aklig, patrone wat nie van God af is nie, wat daar was, jy gaan begin om daai goeders te breek by jou huis. Want jy gaan opstaan en sê, ek en my huis gaan die Here dien. Amen. En hier is my vraag volgend. Wie van julle gaan saam met my sê, ek en my huis gaan die Here dien? Kyk gou om jou rond. Nou wil ek jou vra om die volgende ding saam met my te doen. Haal gou jou foon vir my uit. Jy mag nou jou foon gaan uithaal. Wie van julle is almal op ons kerkse groep? Op ons gemeentegroep? Ek gaan vir jou nou ietsie stuur, en ek doen dit met 'n rede, want ek wil hê ons moet mekaar so 'n bietjie accountable hou. Ons maak lekker beloftes hier onder mekaar. Nou wil ek hê, ek wil jou so 'n bietjie op die spot sit. Ek gaan vir jou ietsie aanstuur. As jy... Okay, Pierre, piggyback op jou kind in. As jy by die huis kom, dan doen jy dit by die huis. So ek stuur vir jou gou 'n boodskap daar. Sien julle? Buffer. Is hy daar? OK. As jy hom het, dan wil ek hê jy moet reageer op wat daar staan.
Ek wil vanoggend met jou so ernstig wees soos dat Joshua met daai volk was. Nie die mans nie. As jy 'n man is, as jy die hoof van 'n huishouding is, as jy deel is van 'n huisgesin, as jy saam met my daai verbintenis maak en sê, Dion, ek kies vandag, want dis wat Joshua gesê het, kies vandag. Moenie gaan sit en top daaroor nie, ag Dion, gee my so 'n week om maar oor te dink nie. Jy kies vandag. Who's going to be God in your life? Who will you follow? Who will you serve? Who will you fear? Who will you honor? The God of Abraham, Isaac and Jacob. Dis hom wat ek gaan dien. En as jy is, dan staan jy saam met my op asseblief.